Goeiedag, my naam is Lienke van Koller. Ek kom van HTS in Woester. My tema is mentor en elke kampioen het 'n mentor nodig. Geagte voorsitter, dames en here, en almal wat al ooit geglo het, hulle is selfgemaak. Kom ek sê dit gou vir jou reguit. Jy is nie selfgemaak nie. Selfgemaak is wat jy sê, wanneer jy vergeet het, dat jou ma jou doeke geruil het, en jou kos vir jou betaal het. Selfs ook daai oggende, toe sy vir jou kom wakker maak het, toe jy vas aan die slaap was, en jy dink nog jy bestuur jou lewe. Selfs wêreldkampioene staan die soggens op en sê, ek wonder wat ek vandag vir myself moet afrig nie. Nee, dames en here, vandag gaan ek vir julle bewys, dat elke kampioen 'n mentor nodig het. Selfs al is dit jou ma wat 'n uitlepel vashou. Want iemand het iets in jou gesien wat jy nog nie eers kon wys nie. Eerstens, jou eerste mentor het waarskynlik nie eers geweet sy is een nie. My eerste mentor, dit was my ma. Dit was geen motiveringsspreker nie. Sy het my wel op 'n 3-jarige ouderdom gemotiveer. Jy sal daardie bord kos op eet, of jy kyk môre weer daarna. 'n Studie wat in 2022 deur navorsers aan die Universiteit van Stellenbosch gedoen is, wys dat kinders wat in huishoudings met sterk rolmodelle groot geword het, meer deursettingsvermoë ontwikkel het. En dis waar, van my ma se metode, dis nie motivering nie, dis vreesbestuur. En dit werk, want ek het nou nog respek vir mense met uitlepels. Sy het my nie net geleer dat ek my kos op moet eet nie, maar sy het my geleer, halfpad is nie 'n opsie nie. En dat jy nie moet opgee wanneer dinge moeilik raak nie. Tweedens, selfs wêreldkampioene het iemand wat hulle lei. Ons almal ken vir Siya Kolisi, Springbokkaptein, 'n wêreldkampioen. Maar selfs hy het nie alleen daar gekom nie. Agter hom staan mense soos Rassie Erasmus, 'n mentor wat nie net planne maak nie, maar mense bou. In sy boek Rise van 2018 vertel Siya Kolisi vir ons hoe mentors hom gevorm het. Nie net as speler nie, maar as 'n mens. En dis die ding van 'n mentor. Hy sien iets in jou, voordat jy dit self kon raak sien. Rassie het vir hom geleer van eenheid. Geen DNA, net RSA. Hy het hom nie net geleer hoe om 'n wedstryd te wen nie, maar hy het vir hom geleer hoe om 'n span te dra, 'n land te lei, en hoe om nie op te gee wanneer dinge moeilik raak nie. As jy as kampioene mentors nodig het, hoeveel meer het ons dit nie nodig nie? Laastens, sê my wie jou vriende is, en ek sê jou wie jy is. Jy kies wie en wat jou beïnvloed. Of soos Spreuke 27 vers 17 sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En dis snaaks so vinnig dit gebeur. Jy begin by nuwe vriende uithang, en skielik praat jy anders. Eers was dit, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Nou word dit, hoe's dit? Ouwe choma, lekker my bra, kos lawaai. Dis nie net jou grappies wat verander nie, maar jou stem, jou woorde, en jou houdings verander. Want ewe skielik, dink jy dit is normaal, omdat almal rondom jou dit doen.
Hier is die belangrike vraag. Slyp julle mekaar of hou julle mekaar terug? Van 'n ware mentorvriend sê vir jou, kom ons oefen harder. Kom ons wys vir hulle wie ons regtig kan wees. So as jy 'n kampioen wil wees, moet jy teen yster staan. Dames en here, ek weet dat u met my sal saamstem, dat agter elke kampioen staan 'n mentor, wat jou gemaak het, jou 'n wêreldkampioen ingeskep het, en vriende wat mekaar gevorm het soos yster. Niemand klim alleen op 'n podium nie. Agter elke kampioen staan iemand wat gesê het, probeer weer, moenie nou ophou nie. Maar hier is die gevaar. As ons nie doelbewus vir onsself 'n mentor kies nie, kies die wêreld een vir jou. So kies iemand wat jou uitdaag, en nie net iemand wat met jou saamstem nie. Kies iemand wat vir jou sê wat jy moet hoor, en nie net wat jy wil hoor nie. Want agter elke kampioen staan 'n mentor, selfs al is dit jou ma wat 'n hardloper vashou.